Kom ons sluit ons oor. Here, vanmôre is ons opgewonde, want ons dien 'n lewendige God. Here, ons is opgewonde vanmôre, Here, want ons weet, U het vir ons die prys betaal. Toe U in die kruis van Golgotha gehang het, het U gesê, dit is volbring. Here, U het ons so lief, as ons maar net U liefde kan verstaan vanmôre, sal ons jubel en juig. Here, as ons stil bly, sal die klippe dit vanmôre uitroep, want die liefde, Vader, oorweldig alles, die liefde bedek alles. Daar's geen groter krag vanmôre as die krag in die liefde van Christus nie. Here, ons kom vanmôre en ons sê vir U, praat met ons, maak ons, haal hierdie sluier van ons oë af weg, Here, haal hierdie prop uit ons ore uit, Here, dat ons vanmôre 'n nuwe lewe in Christus kan kry. Die ou is verby, en ons gaan hom nooit weer hê nie, maar die nuwe, Here, lê voor. Vader, help ons vanmôre, dat hier 'n ommeswaai in ons lewe sal plaasvind. Help ons vanmôre, Here, dat hier 'n lewe sal kom, wat sal bars van U, Here, dat ons ook sal sê, strome van lewende water sal ons binneste invloei. Here, ek bid, dat geen persoon wat in hierdie plek is, sal uitstap vanmôre nie, maar laat ons sal vervul wees met U Gees, Here, in Jesus naam. Amen. Ons het hierdie week, in die nagte as ek so wakker is, en ek is so opgewonde, dis mens sluit mos nie af nie. As jy iets opgewonde in jou lewe gebeur, dan wil jou mind nie afsluit nie, en dan sit ek die televisie aan, en hulle het huidiglik het hulle 'n konferensie of 'n revival diens in Amerika. Daar's besig om wonderwerke uit te breek. Ek het gister vir 'n paar mense gewys, wat ons getyp het, van die revival, en ek dink die wonderlikste, almal is wonderlik, maar een wat my regtig getref het, was 'n vrou wat vir 22 jaar in 'n rolstoel gesit het. Sy was verlam van haar onderlyf af. En hierdie evangelis het net na haar toe gegaan en hy het net vir haar gebid, en sy het opgestaan uit daai stoel uit, nou 2 weke terug. Hulle bid vir 'n seentjie, en die seentjie is blind. En terwyl hulle vir hierdie seentjie bid, is so awesome. Terwyl hulle vir hierdie ouetjie bid, ek skat hom seker so 5, 6 jaar oud. Hy's blind gebore. En weet julle wat vir my die wonderlikste is, terwyl hulle vir hom so bid, toe loop die traantjies. Eers het die een traantjie so aan die een kant geloop, en toe die ander traantjie aan hierdie kant loop, toe gaan die oogies oop. Ek wens julle kon daai skare sien. Daar's 'n ou tannie, sy kan nie meer hoor nie. En hy ou lê hande op haar, en hy gaan staan agteraan, hy fluister in haar oor, en sy sê, Jesus het my lief, en hy fluister hierdie oor, Jesus het my lief. En hier kan die tannie hoor. En dis besig om in Amerika te gebeur met hulle, en dit laat mense net een ding besef, ek en Cindy huil snot en traan, mag ek sê snot en traan? Ons huil, laat alles loop, om te sien hoe groot God is het. Doen hy dit net in Amerika? Nee, hy doen dit hier. Vrydag aand met die lofprysing, was hier so salwing op hierdie verhoog. Julle moet die getuies hoor wat hier uitkom. Moenie op Vrydag aand, as jy Vrydag aand hier kan wees, ons sê Vrydag aand, kom ons kerk by mekaar, en sê ons dankie vir Jesus vir wat hy vir ons doen. En op hierdie verhoog is mense aangeraak, hier's getuies op hierdie verhoog, van hoe God mense op hierdie verhoog aangeraak het. Hier's groot dinge op pad. Weet julle hoekom? Want Jesus is die Heer van hierdie kerk. Nie die pastoor nie, nie iemand in hierdie kerk nie. Ons erken Christus as die Heer, en hy het gekom om wat te doen? Om alles vir ons te kom doen. Ja, ek sê so by myself, jy sê, die vrou wat uit die rolstoel uitstap, sy's 'n worshipper, en sy sê net, sy klim daar op, na 'n week lang wat hulle vir haar bid, kom sy na 'n week op die verhoog, en sy kom daar op gehardloop, en sy sê net vir die Here, dankie. Sy sing net dank, sy kan nie ophou nie, daai passie, dit vang 'n ou. Dit vang 'n ou, daai dankbaarheid. Toe sê ek, waar lê die geheim? Waar kom ons deurbrake? Om te begin rejoice, nog voor dit gebeur, want dis geloof. Dis wonderlik as mense rejoice as die Here iets in jou lewe gedoen het. Maar weet julle wat's geloof? Om nou al te begin rejoice die probleem wat in jou lewe is. Begin om nou al rejoice. Begin om nou al dankie sê. Amen. Ek gaan nou nie daar preek, ek het 'n rowwe preek, ek weet nie hoe lank gaan ons hier staan vandag nie, maar ek weet, hier kom iets wat jou gaan vanmôre bless. Dis Here, wie soek 'n blessing vanmôre? Amen. So ek weet nie hoe lank ons hier, al saai ons hierdie program uit, seker oor 4 weke op kruis kyk, maar ek wil nie jaag nie. Kyk, hoop jy is haastig, het jy daai bout op slow motion gesit. Hoe is dit Eugene sin? Okay, ons gaan na Eugene toe na die. Goed, ons praat vanmôre
oor 'n baie eina woordjie. Hierdie woordjie kom in die Bybel voor en dis 'n woordjie wat ek nie graag wil hoor nie, en as kind van die Here wil jy ook nie graag hierdie woordjie hoor nie. Ek is besig om my goed hier stuk in te trap, skus man. En hierdie woordjie vanmôre is die woordjie wat nie een van ons se gunsteling woordjie is nie. Is jy nou al nuuskierig? Daai woordjie is wag. Wag. As jy iemand iets vra en hy sê vir jou wag, hoe voel jy? Wat? Ek alweer wag. Nee. So hoe voel jy? Wil 'n mens wag? Nee. As ek iets wil hê, hoe is ons as mens? As ek iets wil hê, Christo, dan wil ek dit nou hê. En moenie vir my sê later, ek soek dit nou, van kindheid af. My kinders is soos hulle sweet wil hê, wil hulle hom nou hê. Nee, hulle kan nie wag nie. Okay. Voor ek begin vanmôre, kom ons gaan lees eers gou uit Jesaja 40. Jesaja 40. Want die vraag kom, as ek dan die Here enigiets kan vra, is dit so dat hy dit dadelik vir my moet gee? Dis die vraag. As ek vir die Here vra, hy sê vra net wat julle wil hê. Staan dit daar in die Bybel spesifikasies? Ikona. Want ons moet vanmôre weet, die Here sê vir elkeen van ons vanmôre, ons kan hom vra net wat ons wil hê. Pastoor, mens kan nie die Here vra alles wat jy wil hê nie. Ekskuus, is jy sy kind? Is hy jou pa? Dink julle my kinders vra my enige ding? Oh yes. Kyk, daai pop kan 200 of 2000 rand wees, hulle vra vir hom. Nee. Hoekom? Want ek is hulle pa. Kan ons God enigiets vra? Amen. Goed, nou vra ons die Here iets. Maar ons kry dit nie dadelik nie. Okay. So, wat sê dit nou vir my? My gebed word onbeantwoord gelaat. Die Bybel sê elke gebed word beantwoord. Elke gebed. Maar kom ons gaan lees gou, dan ek sien julle kyk my almal so skuins aan vanmôre. Kom ons gaan kyk wat sê die Bybel. Jesaja 40 vers 31. Kom ons gaan na vers 27 toe. Kom ons begin sommer af voor. Hy sê, waarom sê jy dan o Jakob en spreek jy o Israel? My weg is vir die Here verborge en my reg gaan by God verby. Met ander woorde, jy kla. Hoekom sê jy, ek bid en niks gebeur nie? Wie het al so gesê? Ek het al so gesê. Ek het al baie gesê, Here, ek bid en ek bid en ek bid en niks gebeur nie. Wanneer dan, Here? Wie het al so gesê? Is ek die enigste? Nou gaan al 'n paar hande by. Okay. Hy sê, weet jy dit nie of het jy dit nie gehoor nie? Weet jy dit nie of het jy dit nie gehoor nie? Ewige God, 'n ewige God is die Here, die skepper van die hemel en aarde, die eindes en aarde. Hy word nie moeg of mat nie, en daar's geen deurgronding van sy verstand nie. Hy sê vir ons reguit, God hoor jou dag en nag. Hy word nie moeg nie. Jy moet maar 10 uur gaan slaap, of miskien die jonges geslaap eerder 4 uur die oggend. Al geslaap jy 4 uur die oggend en jy bid, sal God nog steeds daar wees vir jou, nee. Hy word nie moeg nie. Hy gee die vermoeides krag en vermenigvuldig die sterktes vir die wat nie kragte het nie. Die jonges word moeg en mat. Ons het dit gister gesien, nee, hoe die jonges moeg raak. Hulle word ook moeg, nee, en mat. En die jong mense struikel selfs. Maar hoor nou hier, dis nou baie belangrike vers. Hierdie mense sommer so omkring in jou Bybel, nee. Maar wie? Maar hy, wie is hy? Sit jou vingers op jouself. Sê ek is daai hy. Sê vir jou langs jou, ek is daai hy. Nee. Maar hy wat op die Here, op wie? Op jou buurman, op jou bankbalans, op die pastoor. Nee, hy wat op wie wag? Op die Here. Wat doen? Wag. Op die Here? Wag. Hy wat op die Here wag, kry nuwe krag. Wie het krag nodig? Ek somme eerste elke dag 24/7 want ons krag nodig, nee. Hy wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hy sal opstyg met die vleuels van 'n arend. Hy sal hardloop en hy sal nie moeg word nie. Hulle sal wandel en nie mat word nie. So hier kom die Bybel vanmôre en ek kom na die Here toe en ek sê, Here, ek vra u vir dit. En Here, ek glo met my hele hart, want die Bybel sê, as ek julle kry nie, want julle vra nie. Maar Here, nou vra ek, maar ek kry nie. Waar lê die probleem?
En kom ek sê, ek glo elkeen van ons wat hier sit vanmôre het al daai vraag gevra. Here, ek het U dan gevra, maar hoekom gebeur dit nie? Here, ek wag dan nou al 'n jaar of 2 lank vir dit en ek verstaan dit nie. Weet jy vanmôre dat die Here het wag ingebring vir baie groot doel en ons gaan praat daaroor en dit gaan vir jou oopgaan vanmôre. Hoekom moet jy wag? Wag is nie maklik nie. Ons almal weet dit. Dis nie maklik nie en dis nie lekker om te wag nie, nê? As ek nou na Eugene toe gaan en ek sê vir hom, Eugene, leen my 100,000 rand. Of jy ons glo nie in ons kerk kan leen nie, gee my 100,000 rand. Kom ek sê al vir jou, ek leen nie geld as ek vir jou het, sal ek vir jou gee. En nou sê ek, Eugene, gee my 100,000 rand, kan jy? As Eugene, ja, ek kan, maar wacht net so bietjie. Gee my net kans. Dan sê ek vir hom, weet wat Eugene, los het. Los het man. Want ek soek het nou. Wil Eugene dit vir my gee? Ja. Kan hy dit vir my gee? Ja, hy het dit. Maar hy sê vir my, Hendrik, wacht net 'n bietjie. Dan sê ek vir hom, the splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. It trembles at his voice, trembles at his voice. How great